Seun van God het nog geleer. O Jesus doen dit weer. O Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet dat ons 'n Christen lewe kry. Jy weet dat ons leer om Pinkster te word, dat ons leer dat wat jy van die Here vra, gaan die Here vir jou gee. Weet, en dit is hoekom Pastor Tim se boodskap my Sondag so uitermate geraak het. Jy weet wat boodskap ken ek, maar die formaat van die boodskap was, man, 'n wolkie so klein soos my hand. So klein soos my hand. En net so lekker, sy woorde was so pragtig, wat sê, nee man, gaan terug, daar moet iets wees, die Here het iets beloof, gaan terug. Jy weet, en tot en nou met die terugkomslag, kom hy af en hy sê, maak gereed vir 'n storm. Amen, en die storm was wat die Here ons gegee, water. Jy weet, en dit is vir my die issue. Maar as ek wil terugkom na die polisie toe, jy weet, en ek word toe die leiwag. Ek werk vir Ellen Hendrikse 6 jaar. En in hierdie 6 jaar kan ek maar vir jou sê, en die Here nie een keer misgekyk op my nie. Joh, hy het gegee en gegee en gegee. En al wat hy vir my gevra het was, ken my en al jou weer, en hy sal jou baie gelyk maak. Nou, ek moet ook vir jou daai woord sê, hoekom ek daai skryf, toe ek 21 geword het, nou baie mense kry ons baie goed, ek onthou, ek is nou nie ryk nie, maar ek het drie kinders, oudste seun, 'n dogter en 'n jonger seun. En elkeen van hulle het 'n kar gekry toe hulle 21 geword het. Maar dis nou weer my vrou wat, soos my vrou altyd gesê het, ek het nooit gehad nie. En ek beloof my kinders, ek gaan vir julle die beste gee. En my vrou kom uit Kalmar uit. Jy weet, en dit was ons groot geword in 'n familiehuis. Maar soos sy gesê het, ek sal sorg wel, deur die genade van die Here. Maar hierdie situasie dat die Here vir jou deurkom, jy weet, elke oomblik, ons het nou baie ingesit, ja, ons het 'n sendingkerk begin, ek en Pastor Willen Bentley, en ek weet nou, wie kijkers, as het nog Pinkster kijker is, en as die mense hoor, 'n Pastor Willen Bentley, daar is seker nie iemand vandag nog, wat kan preek soos Pastor Willen Bentley. Kyk, hy kan 'n oproering veroorsaak. Ek sê, het altyd vir hom gesê, in die hande van verkeerde mense, is jy 'n gevaarlike wapen. En ek moes sê, wat bedoel? Ek sê, ek kan mense opsoep, soos min op alle tale, kleerling op Afrikaans, Engels, Swart, Zulu, Xhosa, al die tale het hy gepraat. Ek het hom gesê, maar die Here het geweet, hy moet jou wegkom, anders het jy die mekaar gemaakt. Jy weet, maar, weet jy, ons gaan na hierdie Franshoek. Weet jy, hoe kom ons in Franshoek? Ek net sê, hoe kom ons in Franshoek? Ons bedien by Pastor Saal in Sarepta. Daar was nou 'n issue gewees oor kerk, oor geld, Pastor Saal. Maar in elk geval, ons sê vir ons trek dan, maar dat die situasies. En ons trek en die Here vat ons Franshoek. Ek het selfs groepie gaan Franshoek, en ek gaan werk, in die squatterkamp, dan Kraaifontein. Daar word ek met 'n vuurwapen weggejaag, want die mense kom tot bekering, en hulle het 'n systeem waar, vir elke straat as jy daar woon, dan moet jy betaal, en hulle verkoop in elke straat is daar ding wat bier en die goed verkoop, so nou kom die mense tot bekering, en nou kry hulle aan 'n denk, te verjaag al ons daar, dus ons maar weer Franshoek toe. Weet jy, ons ou kerk op Lamot, so kerk op Lamot, die plaas Lamot. Wat toe kan vir my ma en my pa se mense behoort, die Malans. In elk geval, en ons ou kerk daar. Die snaakse genoeg, 'n ander kerk voel is om te verkeerd, en hulle gesels met die voorman. Ons kom een oggend om kerk te hou, en
Toe staan 'n kerk daar, voor my net toe, die kerk vir ander mense, die saal vir ander mense gegee. Weet dan aan 'n boer sê vir ons, my mense het by daai kerk gegaan, ek het 'n saal kom. En ons gaan, en ons hou dien daar, die kerk elke Sondag vol, jeug, moeders, is alles. Jy weet, en daar kom 'n ding waar die boere hulle besigheid, hulle plase omskep in wildsplase en hierdie klomp dinge. En besienswaardighede. En weet jy, die boer, ek sal hom nooit vergeet nie, hy wen 'n motor. Een van die luxe motors. En hy ry na die munisipaliteit toe, en hy sê vir hulle, ek wil hierdie kar vir die burgemeester gee. Maar die mense wat 'n kerk het, op 'n plaas, soek die grond voor. Dis 'n ruil. Net toe, daar's 'n appelplaas in Franshoek, in die hoofpad was daar 'n appelplaas. En hierdie appelplaas het aan die staat behoort, daai 1000 jaar situasie, en hulle hernie toe nie die kontrak en hulle vat die appelplaas om hophuise op te bou. Maar op hierdie spesifieke appelplaas is 'n skuur en groot, hierdie gabelhuise, boergabelhuise met 'n groot skuur. Jy weet, en hulle gee vir ons een met die huis. En 2000 vierkante meter stuk grond vir hulle vir ons. En hier is nou 'n grond, ons het nou 'n afgebreekte huis, waar die gabels af is, die mure is so half om, en ons sê, ons gaan hierdie ding opbou. Weet die boere gee vir ons bakstene en alles van die kappe lê daar, soos hulle afgebreek was. Van net die een verder is die ou skuur, waar die munisipaliteit vat toe self om hulle goedjies in te bou, en om dit bou hulle 'n hele gemeenskap met hophuise. So ons het sommer nou, ons nuwe kerkmense ook reeds vir die hop, wat in die hophuise is. En hierdie ding breek baie die wind af, die gabels wat ons opgebou het. Andries, en die wonderlikheid vind plaas, hierdie goed het afgewaai. Dan moet ons weer, ons het dan nie geld nie. Ons is arme mense, die mense wat in die kerk is gevangenisdiensmense, wat in beheer is, pastore. Ons is allemaal, toe het ek al klaar afgeswat as 'n predikant. Archie Jeftes, hy is in die gevangenisdiens, hy is so klaar afgeswat as 'n predikant, maar hy is nie 'n predikant, hy is 'n kapelaan nie. Nico, ook klaar afgeswat, en Piet is nog 'n ouwe in die gevangenisdiens. Wanneer is die enigste ene wat nie geleerd is, waar die kerk begin het, hy en Werner Wolslegger, Lords Eke Mission is die kerk se naam, en daar is 'n gastehuis op Koolbokkerveld met naam Lords Eke. Nou hy het die naam vir ons begin, maar hy het gesê ons moet nooit 'n kerk begin nie, maar toe registreer ons die ding, van wat gebeur het is, die boer het nou nog kom, die boer sê, hulle kinders ook doopseele, en die kom goed is, ons moet registreer. Toe doen ons dit. En mensdom, maar nou is ons hier in hierdie situasie waar die goed afwaai, en ons gather weer bakstene. Weet jy, en daar kom 'n persoon, en 'n persoon sê, het jy al aansoek gedoen by verskillende maatskappye en plekke? Kry 'n plan, trek 'n werkbare plan op, en vra vir geld. Weet jy, ons doen dit. En daar kom 'n ding is, moenie dink dat dit net Christene is wat vir julle geld gee nie. Dink 'n slag buite die boks. Onthou, die geld van die Here behoort aan die Here, maar dit is in die hande van die wêreld. Ja. Ons doen aansoek oral. Tot by die Lions Rotarians, en hulle gee vir ons geld. Hulle kom bou die kerk klaar. Die Lions Rotarians, hulle kom bou die kerk, al wat hulle wil sê. Verander die naam Lords Eke Family Familiekerk. Moet dit in Lords Eke Mission word. Hulle vat die sendingwerk, sê familiekerk. Is al wat ons moes doen, en hulle bou die hele kerk vir ons. Ek was eendag op die TV geweest, toe hulle nou hulle programme bekendstel, toe wys hulle alles wat hulle vir die gemeenskappe doen. Ons het nie 'n probleem gehad, ons het 'n kerk, want die Here se naam kan verkondig word. Jy weet, en toe dit nog gebeur, en skielik word ek geroep, dus ek word 'n kapelaan,
maar ek is te klaar vir swat en typos. Dan moet ek weer terug gaan. O, Vader, weet jy, my pa sterfeeste. Dis nou 'n ander vraag. Ek moet dit sê. Nou, dis natuurlijk nou waar ek my grootste situasie, moeilikheid begin neermaak. My voor my pa sterf, my pa kry 'n hartaanval. Jy weet, ek is die dag in Behalbo, besig om vir die youth, hulle doen glas led, jy is 'n verf wat jy sit en dan doen hulle dit op die glas. En ek is 'n workshop en ek gaan dit doen. En hulle, in die bel my suster my en sy sê vir my, jy moet onmiddellik in Strawberry kom by die red. Toe het ek die huis gekoop agter my maale, toe woon ek in Strawberry met die huis direk agter my maale gekoop, dat het dan te hartaanval gekry. Weet ek, jaag, tot daar. Mijn pa wil met die man gaan nie, maar ek is voor die ambulance daar in elk geval. En ek laai hom in, en ek jaag hom grote seer toe. Weet ek sit hier, my pa is groter as ek, nee, een groot man gewees, en hy sit hier tussen ons, ek en Pastor Van, daar saam gewees, tussen mekaar, en my pa sê nou, oppas, hier is 'n kamera, ja. En een van ons, hy was die visiemoderator, Pastor Van As. Hy woon in Bonteheuwel. Ek het by die man groot geword. Hy was destyds die opsigter by die munisipaliteit. Sê maar, jou ruit in Bonteheuwel het gebreek, dan kom hy jou ruit reggemaak en die goed is. So ek kom uit sy kerk uit, as 'n jong mens, kom ek uit sy kerk uit, sy jong uit sy bediening uit. En hy was gewees Galilean Gospel Mission, was hulle kerk. En later het hy by ons Lord's Acre Mission aangesluit, jy weet. Maar hy kom daai Saterdag, kom hy tot by die hospitaal. En dis en hy bid. Ek sal dit nie glo nie. Hy bid, Here gee die familie 2 weke kans om gewoon te raak aan hulle pa se situasie. My pa is jong, my pa is 62. Glo my 2 weke later. Ek sal nooit die oggend vergeet nie, my broer gaan daar maak, hulle het mos die grafte oopgemaak, die Joodse grafte, en daar, by Groter Cedar hospitaal vergroot, en hulle het 'n Pick n Pay ook aangebou. My broer en sy vrou het gegaan om Pick n Pay toe, en dan sommer bedryf met pa maak. Die dokter Roos sê vir my broer daar, jou pa het 'n slegte draai gemaak wat die nag. Maar hy gaan met my pa praat, my pa sê, moet nie vir oma sê nie. Jy weet, en hy sê niks, hy sê regtig niks. Sy vrou bel die middag, dis my skoonsister, sy bel, en sy sê, kan nie meer hou nie man. Maar sy moet vir ons inlig, weet ons, ja, hospitaal. Daai sterf my pa, met die woorde op sy lippe, Lord, your face is so beautiful. That's all I can see. Dis hy song, Engelse song. Sterf op die. My pa was 'n goeie singer. En hy sterf met daai woorde op het. Maar weet jy, hy het van elke daai dag. Nou Pastor Van, omdat hy so mekaar in die sens was, boes al die het hy altyd met sy vrou, altyd van, jy doen te veel dinge, jy doen, dan was hy altyd in kahoots, jy weet. En hy vat hulle 2 se hande so, en hy sit hulle so by mekaar, en hy sê vir hulle, julle 2 moet julle sake reg kry. Een kan nie vir die Here voltyds werk en die ander en kan beklei nie. Dit gaan nooit werk nie. Julle sal moet julle sake uitwerk van die Here. Julle kan nie skoon water kom uit een fontein nie, man. Uit gemengde water uit een fontein, julle moet skoon wees. Weet jy, hierdie klom goed het ek ooit geraak. En dus skielik vas ek kop agteroor, jy weet. En hy is weg onmiddellik, net so. Geen pyn of niks, hy steeds so. Ja, ons het dus beskrikkelijk zwaar gehad. Maar ons het deurgedruk, my ma, precies amper 'n jaar later sterf my ma, want sy kon het nie hanteer. Al was toe al meer as 40 jaar getroud. En sy kon het nie hanteer nie. En my ma sterf op 'n ander manier, my seun. Hy kry 'n droom. Nee, ek is verkeerd. My ma droom
My ma sal hier kom, as sy van die plantjie vat, het jy hom indruk, en net daar wat jy indruk groei het, sonder dat jy nie boor water gesit is of enigiets. Sy het die gift gehad, is 'n derge gawe. Jy weet, en sy sê, sy droom, sy stap so bestyld uit, sê sy. En langs haar is hierdie huise, pragtige tuine en goed. En sy druk haar hand so deur hierdie eisterreëls, en daar kom 'n man uit. En onmiddellik gaan sy om verskoning te vra. En die persoon sê vir haar, weet jy, daar waar ek gaan daar veel meer mooier plante as dit wees. Nou vertel sy dit in die kerk. Dis sy les getuie, sy sê sy wil die droom opgee. Ek is nog in 'n kerk waar daar getuig, was nog in 'n kerk wat jy gee so 5 getuies, en dan spring nog mense op in die tussentyd. Jy weet, maar my maag het die getuie af. Jy weet, en eider in my seun staan op. En hy lê die getuie af, traan. Dat my ma eindelijk gaat sterf. Net so, die Here sê dit. En die nadele van aan die einde van die dag is, sy het so 'n dingetjie op haar been, ek het dieselfde dingetjie in elk geval. Maar die dokter sê toe vir haar, dit moet geopereer word, hulle sal dit wegsteek, maar dat is nie 'n probleem nie. Jy weet, is omdat sy diabetes gewees het, neem ek aan, dat die aartjies nou om die dingetjie gaan. En ek gaan haal haar die dag en ek neem haar na my dokter toe. En ek kry weer opinie. Kyk, my pa het nou daai building insurance medies gehad, wat net seker goedkoop, en ek sê altyd, as eindelijk Ellen Hendricks het my altyd onder hierdie ding, mense wat vir maatskappye werk, dokters of prokureurs, hulle is die mans genoeg, of sterk genoeg om hulle eie praktyke te begin, die van mense het dit nodig. En ek vat dit toe na my specialist toe, en ek medies cover daarvoor, en ek die res, en goed word weggestuur, en hy kom tot besluit, so my sê, dit is actually 'n akkurate situasie. Ek kan maar het opereer. En ek laat die ding doen. Sy word geopereer by grote skeer. En ek beloof, ek sal elke dag gaan wees. Want ek is daar die eerste dag. Tweede dag is ek op pad huis toe, en ek is in 'n motorfietsongeluk. En ek lê in 'n vergelegene hospitaal bedlend. Breek hierdie goed, breek my pelvis, breek die been, hierdie vingers wat my nou begin so klaar, al die goed was gebreek. Paar ribbes ook. Maar ek kon nie beweeg. Toe ek eindelijk in my ma begin te vra na my. Maar na die operasie die dag, lê my ma dank ek al vir 2 dae. En hulle vind uit dat dit nie werk nie. En hulle sit my ma se been af. Hulle sit die een been af, mors af, voor die knie. Sit hulle hom af. Nee, het was onder, die stompie was daar. Weet en ek word ontslaan met hierdie hofwandbekkens wat maak dat ek kan loop of enigiets. Ek word ontslaan in 'n rolstoel. En die Sondag, nee, die waarheid nie. Die Vrydag gee hulle my ma te veel morfine. En sy begin lighoofdig raak. En hulle bel die dokter, en die dokter sê, jy moet daar net aan die wakker hou. Anders dan gaan sy nou kom, en nou net wakker. Weet hulle begin met haar rondry, en sy sê, vat my na my toe. Vat na my raad net toe. En ek kom daar. Sy kom by my huis, in die rolstoel. Weet en ek lê daar, in my selfe situasie van die uitlig, slaan die voor my oor. Sy is aan die sterf. Ja, sy is in 'n rolstoel, sy boer, dat is baie mense wat met een been lewe. Maar die Here sê dit. Weet en ek bid en ek bid en ek bid. En soos ek bid, heilig loop die traan en gaan te kere. Sy is goed 2 ure later daar weg. Die Sondag, Groens boodskap, my ma is aan die sterf. Sy sterf aan dieselfde dag. Maar weet, my ma was iemand om 'n skrif te kwoteer.
Maar as ek quoteer Psalm 119, Here maak die poorte oop sodat ek kan ingaan. Vir die eerste keer, my ma het nooit skrifte gekwoteer, en sy quoteer, Here maak die poorte oop sodat ek kan ingaan. Jy weet, daar word gesê, en ek is op my vrou wil het daar allemaal en die kinders het hier gejaag, strandfontein toe. Ek kan nie, ek moet maar, man alleen, moet ek in my bed lee. Toen wil ek in peneel en ek lee daar, en ek sê, ek kan doen nie. Jy weet, dis nou ek en my sorge. En ek dink, daarin was my ergste trauma gewees. Want die maandag, toe eis ek dat die dokter die Hofmann-bekens afhaal. Dokter De Villiers, hier in vergelegen, en hy haal my die goed af. Fantastische mens daar gewees. Haal die goed af vir my, en hy sit my in 'n rolstoel. Hy sê, my kan vir erg niks verloor nie. Maar, kom ons doen dit. En hy haal het af, en hy sit my in die rolstoel, en ek is by die begrafnis. Ek dink dit was die woensdag by donderdag. Was ek by die begrafnis. En, in die rolstoel. En dit was seker die mees traumatiese ding in my lewe, behalwe toe my tannie later gesterf het. En ek was deur baie stormagtige dinge in my lewe. Jy weet, in my lewe as kapelaan, polisie wat hulle eie lewens neem. Dit is nou 'n storie wat seker die ergste was. Maar dit kan ook, ek weet nie man. Ek het byvoorbeeld al, toe ek nog 'n gewone polisman op Missersplein konstabel, en loop ons op die treinlyn, as die trein, mense spring mis voor die trein. Nou as die trein hiervan breek jy alles op. En tel ons hierdie goedjies op, elke been in 'n swart sak, as polisman op die lyn. Stap ons, tel ons hier goed op. Hy was niks. Ek het al op Baden-Powell staan ek by Strandfontein, waar 'n liggaam vrou, dat ek so uitgetrek dat ek 'n stuk draad gevat, dat trek het die vel af. Dit was nie 'n probleem, ek ken lyke wat gefrot het en seker goed, dit was nie 'n probleem. Jy weet. Maar, ek neem aan is na dit wat die polisman, jy weet, hy jaag, ver op en deur sy kop. En, nou moet jy die goedjies gaan optel. En dat gebeur, jy voel het nie. Want daarna brief ek elke persoon wat op die toneel was, met ek brief. En ek sien die hele week die familie, tot ek hy polisman begrawe. Jy weet, dat is nie so erg, maar hy slaan jou. Hy slaan jou in die nacht, slaan jou in die minste bewag. Maar die morgenoggend staan ek op. Jy weet, en ek was meeste van die tye, maar nou kry ek op bystand, want omdat ek nou by die polisie het my nou gedeclare as disabled, wees die gebreke. Jy sal sien op my kar het ek nou dingetjie wat sê disabled. Maar ek loop en ek doen dinge nog precies soos 'n gewone mens. Ek hardloop en ek gaan aan. Ek moet net altyd die knie styf trek, want hy trek water. Maar ek hardloop en ek doen nog altyd die dinge. Ek kan nog 'n skaap ook vang, soos het moet. Maar ek wil vir sê dat trauma maak jou 'n ander situasie. Dit sit jou 'n ander vlak van mens wees. Jy weet. En baie keer is ek in 'n situasie wat, hoekom ek hier, spesifiek by die kerk, en ek het nou die dag gesê, ek was nog nooit iemand wat werklik, ek het nie, my vrou was nie vir worship, jy weet, en seer dat ek het altyd gesê, die mense ding dat mense altyd omval, kijk, jy is vir my moeilik, ek is 'n pastoor, nou bid ek vir mense dan, van hulle val om, as ek wil julle, mense hoef eintlik nie om te val, die gees van die Here sê jou nie, maar slain in the spirit, jy weet, slain in the spirit, maar, kom ek hier, en vergeet ek in die worship, eendag, al 'n paar keer dat ek my vrou hier langs die kant, dan moet sit, maar nou sit nou al. Maar, omdat het geniet is, jy weet, jy vergeet van jouself, jy vergeet het, dit is lekker om die Here te dien, jy weet, man, ek dink jy is aan dat het comforting van die soul niet alleen is, maar het laat my van al die trauma in my lewe waar ek deurgemaak het, vergeet. Jy weet, want ek het hierdie situasie
En snaaks genoeg, ek word nou amper 64. Nou as ek seer kry, loop ek weg. Ek sal môre weer terugkom. Jy weet, maar in my situasie dat ek kan in die kerk, kan ek net alles vergeet. Jy weet, Woensdag, worship, dis dan so lekker. Jy vergeet alles. En die Here neem besit basis. Jy weet, dat gaan nie ook weer so baie goed. Want ek onthou nou toe my ma het 'n suster. Dis nie een wat matriek toe gemaak het. Jy weet. En Sietsman, James behoort in die kerk. Jy weet, nou my neef is vandag die pastoor ook by die kerk. Hy is ook die pastoor, hy is ook in Milan. So hy is ook die pastoor by die kerk. Maar ek het nog nie so vertel van die Milan issue nie, of man. Maar hy is ook by die kerk en hy is uit dieselfde kerk was my ma begrawe. Van ons kerk is ons nou in Franshoek en my ma het 'n gekoopte graf en sy pa hier in Ottery, jy weet, in die suidelike voorstede. En nou is die situasie dat dieselfde wat daar gebeur. En die ou wat nou is die kerk stamvol. Nou is jy mos nou deel van familie, die ouens vat jou tot voor. Nou is die kerk stamvol, Claymore Baptist Church, nou moet jy daar sit. En hierdie ou ken my nou, Vader, hy onthou my. En die eindig ek hier langs hierdie selfde kus. En dis in dieselfde kerk, en die snaaks wat ek sien my ma se kus daar. Asof het my ma is waar hulle. Kyk, traumas slaan my. Ek huil die hele diens deur. Toe die kerk klaar is, nou voor die klaar is, toe staan ek op. En die snaaks het my ma en my haar suster en haar broer het by dieselfde plek grond gaan koop. En hulle lê almal by dieselfde in Ottery, is 'n privaat begrafenis geweest, begrafplaas, en daar het hulle die grond gekoop en hulle lê almal by mekaar. Dis waar ek neem aan omdat hulle 10 kinders was hulle man het hierdie tipe van aksie, jy weet, 5 susters, 5 broers, wat in die Kaap kom woon en die bly daar. En ek klim in my kar en ek ry. My dogter kom kry my daar, sy sê, Daddy, what's wrong? Ek sê, I don't know. I just know that I've seen Marina over and over, and it's not going away. Jy weet dat ek later op stress gaan. En al die goed is gebeur. Jy weet, en stress is 'n lelike ding. So het is hier dat daar kom 'n pos in Bloemfontein aan 'n predikant, 'n jong predikant van die AGS. Hy kom soek 'n pos in die Kaap. Jy weet, en ek sê vir die vrou hier, en dan ek moet uit hierdie Kaap uit. Ek sê vir hy, dink ek moet uit hierdie Kaap uit. As jy aftree, wat hulle retirement of tree af, man, dan gaan koop ons vir ons 'n klein hoeve in Bloemfontein. Nou my swaarheid toe, haar suster se man, is toe 'n waardeerder in Bloemfontein van Absa. En ek sê vir haar, kom ons maak so, dan deel ons die plaas saam met Bunny, koop ons die ander gedeelte, man, boer ons. Ek sê, en boer ons. Jy weet, en ek vat die verplaasing Bloemfontein toe. Dis toe die World Cup aan die gang is. Eerste World Cup, soccer. 2010. Dis die World Cup aan die gang. Ek gaan jou gou onderbreek. Ons gaan, ek wil vir julle sê, ons tyd het uitgehardloop, ons gaan aangaan, saam met Pastoor Rodney, en ons gaan verder gesels saam met hom. So ek wil u nou groet, tot 'n volgende keer, totsiens. Jesus doen dit weer. Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat U regeer.